Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre met Werner Erasmus. Hy is die streeks- en welvaartsbestuurder vir Gauteng vir Overberg Asset Management. Ons praat bietjie oor finansiële slenters as jy al uitgevang is deur 'n AI of 'n sosiale media advies. Dis die digitale Wille Weste daar buite as dit kom by finansiële advies. Ons praat bietjie meer met Werner daaroor. Goeiemôre Werner. Goeiemôre. Lekker om jy by ons te hê, Werner. Voor ons nou eers praat oor die slenters en die skelmstreke. Kom ons praat eers 'n bietjie oor die markte. Wat het al in die finansiële markte gebeur hierdie afgelope week? Ja, laaste 2 weke eintlik 'n baie goeie 2 weke vir finansiële markte. As jy net kyk na die lokale beurs, die JSE van alle aandele, is die beurs omtrent 5,5% op oor die laaste 2 weke. Hoofsaaklik gedryf deur die mynbouaandele. Ja. Ongelukkig vir die jaar is die beurs steeds plat, so nie 'n goeie jaar vir die lokale beurs nie. Ek dink 'n positiewe punt om te noem op die lokale kant is die sterk rand wat verhandel teen omtrent 16.20 teenoor die dollar, en as jy op die einde van die dag help dit natuurlik om die impak van hoë oliepryse op ons inflasie te minimaliseer. As jy kyk na die groot finansiële markte oor see, die S&P 500 vir die jaar is omtrent 14% op in dollar. Die FTSE 100 in Engeland is omtrent 8,2% op in pond. Die Eurostoxx 50 in die omgewing van 13% op vir die jaar. En as jy kyk na die ooste, die Nikkei in Japan omtrent 33% op in yen. So oor die algemeen is dit actually 'n goeie jaar vir finansiële markte, ongeag al die negatiewe opskrifte wat ons lees oor die oorlog en die olie. Natuurlik gedryf deur kunsmatige intelligensie en die enorme bedrag geld wat op dit spandeer word en die uitbou van daai hele waardeketting. Wel gepraat van kunsmatige intelligensie en al die dinge wat so baie van hierdie dinge dryf. Kom ons kom terug by die tema van vandag. En dit is dan nou slenters. Werner, hoekom val so baie slim mense nog steeds daarvoor en watter tipe slenters kry mens? Ek dink daar's 3 redes. Eerstens is geldgierigheid. People want to make a quick buck. Die tweede is desperaatheid. Mense is onder finansiële druk en hulle wil geleenthede of 'n goed belê wat hulle dalk daar kan uitkry. En die derde een is wat hulle in Engels sê FOMO, fear of missing out. As jy die tweede keer of die derde keer by die braai staan en jy hoor van jou vriend of jou familielid wat die ongelooflike opbrengste gekry het in 'n beleggingsgeleentheid, dan selfs as jy weet dit klink te goed om waar te wees, wil jy nie uitmis nie en jy word natuurlik ook naderhand ingesuig. En terug te kom by wat se tipe skemas ons sien daar buite in Suid-Afrika. Eerstens is Ponzi skema en dit kan wees in fisiese bates, finansiële bates, en in beginsel hoe dit werk is mense belê geld en die skema betaal abnormale hoë opbrengste uit en dit suig al hoe meer beleggers in. En die skema gebruik nuwe geld om ou beleggers uit te betaal en natuurlik val die ding plat sodra daar ophou geld by die deuring kom. Die tweede een is piramiedskema, baie soos 'n Ponzi skema, maar nuwe beleggers moet gewoonlik 'n aanvangsbedrag betaal of 'n lidmaatskap en dan jy kry eintlik eers jou opbrengs as jy nuwe mense werf. So meer mense jy werf onder jou, hoe meer opbrengs kry jy. So ja, dit val natuurlik vinniger plat as 'n gewone Ponzi skema. Die derde een is wat ons baie sien deesdae is handelsbotte in forex of in kripto. So dis basies 'n algoritme wat hulle aan jou verkoop en sê dit het die vermoë om kripto en forex te verhandel en vir jou buitengewone hoë opbrengste te gee. Wat natuurlik nie die hele prentjie is nie. Ja. Dit is, ek moet vir jou sê, dis nogal kommerwekkend as 'n mens sien hoeveel van hierdie skemas floreer meeste van die tyd. En hoe lank dit vat om veral as mense in kripto en so gevang is. Ek weet van mense wat al jare en jare sit sonder enige antwoord op hulle vrae. Ja. Maar mense moet maar uitkyk wees vir die rooi vlae. Jy sien daar is rooi vlae wat 'n mens moet dophou. Daar is waarskuwingstekens. Ja, ek sal sê die eerste een in die belangrikste is buitengewone hoë opbrengste. So of jy idee te gee oor die laaste 20 jaar is die indeks wat die beste presteer het op 'n 20 jaar gemiddeld is die Nasdaq 100 in Amerika en dit het omtrent vir jou 'n gemiddelde opbrengs in dollar gee van 15%. Okay. Dis die beste. Ja, dis die beste indeks oor 20 jaar en ek vat 20 jaar want dit sluit dan verskillende ekonomiese siklusse ook in. Jy wil nie net die laaste 5 jaar of so vat. En so dit gee vir kom ons sê 1.2% 'n maand give or take, maar dis oor 'n langtermyn. So enige iets wat vir jou amper meer gee as 15% 'n jaar, moet rooi ligte by laat afgaan. En jy moet vra hoe is dit moontlik? Dan tweedens
Sosiale media as verkoopskanaal. Enige beleggingsgeleentheid wat jy sien op Facebook, Instagram of wat jy gehoor het deur WhatsApp, wil ek amper sê 'n goeie rule of thumb is bly heeltemal weg. Die derde een is die maatskappy of 'n persoon wat aan jou dienste verskaf geregistreer by die FSCA. Die FSCA is ons die entiteit wat ons industrie reguleer, banke, finansiële diensteverskaffers, beleggingsbestuurders en so voort. En jy kan op hulle webtuiste gaan om te kyk of daai maatskappy of persoon al geregistreer is. En dan die derde een is tydsdruk. So as enigiemand vir jou sê jy moet nou gou vinnig belê, die geleentheid gaan verbygaan, wil ek amper sê is net 'n manier om jou te kry om te belê. Daar is sekere tye wat dit beter is om te belê in markte, maar moet nooit laat iemand druk op jou sit om vinnig te belê vir alles wat by jou besparings en jou aftreggeld kom. Nou kry jy deesdae ook op YouTube en al die platforms soos jy nou ook genoem het, sosiale media, kry jy finfluencers, nee, dis nie ouens wat invloed lewer maar op finansiële gebied. Ja, ek dink in 'n digitale era waarin ons lewe, raak dit al hoe meer populêr vir mense om advies te gee aanlyn. En ek dink daar is wel baie mense wat goeie advies gee, maar daar is dubbel soveel wat vir jou absoluut nonsens vertel. Hulle het ook nie 'n fiduciêre plig noodwendig nie. So as hulle vir jou advies gee en jy luister daarvoor en dit werk nie uit nie, kan jy nie noodwendig teruggaan. Ja, haal die video van YouTube af of van Instagram of wat ook al. En ek dink net om terug te kom by van hierdie trading bots, handelsbotte wat so verkoop word. Dis basies 'n algoritme wat kripto of forex verhandel, koop en verkoop. En ek sê altyd vir die mense, redeneer dit logies uit. As jy hierdie algoritme het wat hierdie ongelooflike geld kan maak, hoekom deel jy dit met ander mense? Of hoekom het jy ander mense nodig? 2, daai algoritme, hoe meer mense dit gebruik, hoe minder effektief raak dit, want dit gebruik dieselfde strategie. So as jy hierdie great algoritme of trading bot het, sal jy dit absoluut geheim hou en vir niemand daarvan vertel nie. So moenie val vir mense in mooi sportmotors in 'n fancy suit wat voor 'n mooi huis staan en vir jou al hierdie goed verkoop nie, want die feit dat die kans dat dit werk is bitter min. Ons het al selfs hier mense gehad wat foto's van ons met AI gemanipuleer het, asof ons dan nou vir hulle sou geld gee. So wees op die uitkyk vir, soos jy sê, 15%, meer as 15% is daar 'n klare vraagteken. Ja. Moet geen sosiale media advertensie van finansiële advies aanvaar nie. En die ander ene was tyd. Ja, tyd en dan ook natuurlik kyk vir persoon of die entiteit geregistreer is. Jy kan op die FSCA se webwerf gaan en Dis gaan wat ek wil weet. Ja, so 'n gewone mens gaan na die FSCA se webwerf toe. Ja, ek dink om jou te help om agter te kom of die persoon of die entiteit wel legit is of betroubaar is. Is die eerste een gaan kyk op die FSCA se webtuiste of die persoon al geregistreer is of die besigheid waarvoor hy werk daar geregistreer is. Daar's 'n soekfunksie daar. O, Tweede een is vra vir die persoon wat is sy kwalifikasies het hy wat jou geld gaan belê. Het hy 'n graad by 'n bekende universiteit of by 'n technikon, het hy 'n nagraadse diploma gedoen in finansiële beplanning of beleggings of sy 'n prokureur of 'n CA of 'n CFA. Vra vir die persoon. Tweedens is ondervinding. Hoe lank is die persoon al in die bedryf? Wat doen hy? Jy wil nie 'n persoon wat gister nog vis gevang het vir 'n lewe en vandag finansiële advies gee, noodwendig al jou aftreggeld gee. nee. Hoe lank is julle nou al in besigheid by Overberg Asset Management? 'n Mens moet iemand kry by wie jy kan vertrou. So nou gaan ek jou vra, hoe lank was julle in besigheid al? Ja, so Overberg is in 2001 gestig. So ons is hierdie jaar 25 jaar oud. Kantore in Pretoria, Greyton, Somerset West, Hermanus en in Kaapstad. Ja, maar ons dien kliënte reg oor Suid-Afrika en ook 'n paar buurlande van Suid-Afrika en ons het 'n paar kliënte oor see ook. Ja, en ons het 'n holistiese welvaart aanbieding vir kliënte wat insluit aftreebeplanning, boedelbeplanning, belastingbeplanning en natuurlik risikobestuur. So kan kliënte help met redelik enige beleggings of finansiële behoeftes. En as iemand oor see wil geld belê, kan jy hulle daarmee ook help. Ja, absoluut. Ons groot gedeelte van ons kliënte belê hulle geld oor see, so ons kan kliënte help om geld uit te vat, forex-dienste en geld te belê in die buiteland. Ons werk met 'n klomp betroubare makelaars en verhandelaars daar buite. Kliënte kan in ETF's belê, aandele, direkte aandele, beleggingsfondse. En ons kan ook help met meer spesialistprodukte soos oorsese pensioenfondse, oorsese trusts en so voort. So ja. So julle is gekwalifiseer en julle het al daai netwerke en julle is geregistreer by alles.
Ja, jy sal ons op die FSCA se webtuiste kry Dis en by goeie daar ook. nuus. Ja, As 'n mens nou iemand soek wat nie 'n slenter het nie, dan kan mense julle mag gerus. definitief. Ja. Absoluut. Werner, baie dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Dankie dat jy ons gewaarsku het. Ek het nou amper weer op 'n WhatsApp van 'n pel gereageer en 'n paar rand gegooi. Dankie. Dis groot te sien. Nou ja, wys jou, selfs mense soos ek val ook maar dalk Ja, maar sien jy het 'n paar rand op te gooi, jy weet. gehad. Ja. Maar ek is maar Overberg gedraai. Maar vir as jy meer inligting nodig het en kontak besonderhede nodig het vir Overberg, is baie maklik. Besoek gerus hulle webtuiste overberg.biz, nie ZA nie, .biz, overberg.biz as jy enigstens met Werner in die span wil kontak maak. Nou ja, ons is nou weer terug na die advertensiebreek en dan gesels ons oor orgaanskenking.